Jesus, U is koning. U is koning, die heerser bo alles, die naam bo elke naam. Aan U behoort alle gesag en alle mag, in die hemel en op aarde. En ons is hier om U te verheerlik in hierdie oggend. Ons begeerte is na U. Ons behoefte is na U. Ons soeke is na U. Heilige Gees, my gebed in hierdie oggend is, dat ons U tasbaar sal ervaar. Dat ons U sal, ons weet U is hier, maar dat ons U sal voel en dat U 'n kragtdadige werk sal kom doen in elkeen van ons. Mag elkeen van ons vanoggend hier wegstap na hierdie diens met die wete dat ek aangeraak is deur die lewende God. Ons roep U naam aan. Jesus, Jesus, Jesus. U is die Alfa en die Omega. Die begin en die einde. Die een wat is, was en altyd sal wees. Ons loof en prys U naam en U naam alleen. En ek verklaar in hierdie oggend dat U is God. U is God. Niks of niemand anders nie. En ons is nie God vir ons eie lewe nie. U is God. En ons stel onsself onderdanig en afhanklik van U. In Jesus naam. Here, dit is die ewige lewe, is om U te ken, Here. Is om U te ken. Mag ons hoogste prioriteit in hierdie lewe wees, om U te ken. Dieper, dieper en dieper. U te leer ken. Ons God, ons koning, ons bruidegom. Ons is die bruid, Here, en ons wil blameless wees voor U, Here. Ons wil rein lewe voor U, Here. Ons wil gereed wees vir U, Here. Ons bruidegom. In Jesus naam. Amen. So vanoggend se preek, julle kan vir my so lank blaai na Genesis toe, Genesis 3, om spesifiek te wees, dis voor in jou Bybel, vir diegene wat dalk nie weet nie, so moenie verskriklik blaai nie. As jy nou verskriklik blaai, dan gaan ek weet. Op 'n foon gaan ek daarom nog nie weet nie. Maar Genesis is heel voor in jou boek, Genesis 3 onder andere praat van, waar alles skeef geloop het. Tot en met Genesis 2 was alles goed. As ons gaan kyk na die skepping, en ek hoop regtig om volgens werklik ernstige boodskap. Dis regtig 'n ernstige boodskap, maar ek die vrug wat hierop is, en die skui wat ek net in my eie lewe gesien het, rondom dit, en my eie kop skuif, is regtig vrugdraend, en mag dit vir jou dieselfde in jou lewe veroorsaak, en dit tot vorentoe bring. Is in Genesis 1 en 2 skep God, julle wat nou woordskool doen, julle het nou baie van hierdie gehoor, julle het al lekker gehoor hoe preek ek tydens woordskool, en gaan ons in die woord in. Maar Genesis 1 skep alles, Genesis 2 sien ons hy skep die mens, en hy sê elke keer dat alles goed was. So alles was goed. Genesis 3 wys vir ons waar alles skeef geloop het, en dit is nie God se skuld nie. Die mooiste en die beste ding wat God vir mense kon gegee het, is vrye wil. Vir jou om jou eie vrye wil te kan hê. Die vraag het opgekom in woordskool, want ons weet hulle het van die boom geëet wat hulle nie mag geëet het nie, van kennis en goed en kwaad. Hoekom die boom? Hoekom het God die boom nog gesit as hy geweet het hulle gaan van dit eet? Want as hulle nie die vrye wil gehad het as hulle nie die opsie gehad het om teen God te kies nie, het hulle regtig die opsie gehad om hom te kies? Het hulle dan werklik vrye wil gehad? Nee, hulle het nie. Die boom was goed. Niks fout met die boom nie. So is die duiwel. Dit is een van die eerste vrae wat die kinders vir jou op skool vir jou, as jy nou by die laerskool bedien. Maar wie die duiwel gemaak?
Het God die duiwel gemaak? Hy het. En ons gaan nou kyk daarna. Hy het hom goed gemaak. Een van die mooiste engele. Hy praat van sy beeldskoonheid. En hy het teen God gerebelleer. En ons sien hom vir die eerste keer dan nou in Genesis 3. En die slang kom na Adam en Eva toe. Baie bekende storie. Julle almal, dis nie net daai wat 'n pastoor sê, dis 'n bekende storie en dan weet jy net, dan is dit een van hierdie snaakse profetiese boeke. En hier is regtig 'n bekende storie. Jy hoef eers ver te lees. Almal het al ergens besluit hierdie jaar gaan ek die Bybel deurlees, né? Elke jaar kry iemand daai bevlieging. Hierdie jaar gaan ek die Bybel dwars deurlees. En dan begin ons by Genesis. So jy het definitief hierdie gelees. En die slang kom na Adam en Eva toe. Ons weet hulle mag nie van die vrug geëet het nie. En die versoeking wat hy voor hulle sit, is wat? Die vrug. Maar was dit die ware versoeking? En dis vanoggend se preek. Wat is die ware versoeking gewees wat die duiwel voor Adam en Eva gesit het? Dit was nie die vrug nie. Ja, die vrug was hoe hulle gekry het om te gehoorsaam. Maar die vrug was nie die ware versoeking nie. Ek wil graag vir jou lees in Esegiel 28 vers 13 tot 15. Want ek glo, en nou sê ek dit nou lekker op die opname, dat daai slang wat in die tuin was die duiwel gewees. Ek dink nie diere het gepraat daai tyd nie. Ek dink nie Adam en Eva was hierdie, wat sê die fliek Dr. Dolittle wat so die diertjies hoor praat. Ek dink ook nie dit was dit gewees nie. Ek dink dit was, as ek 'n slang, ek hou regtig nie van slange nie. Soos as my seentjie vat aan 'n slang en ek doen nie eers. Ek is dit op 'n manier, ek weet seker al te veel van die goed. Ek weet nie. So as 'n slang met my praat, knoop ek nie noodwendig 'n gesprek aan met hierdie ding nie. So die feit dat Eva aangaan met die gesprek sê vir ons dat hier is iets anders. Hierdie is nie noodwendig net jou normale slang nie. In Esegiel 28 vers 13 lees as volg. En God sê hierso, hy begin in die hoofstuk waar hy met 'n aardse koning praat, in die natuurlike praat, en dan hier in vers 13 kan jy die manier wat dit geskryf word, kan jy sien God skuif en hy praat in die bonatuurlike, in die geestesrelm in. Jy was in Eden, die tuin van God. Allerhande edelgesteentes was jou bedekking. Karneol, topaas en jaspis, chrysoliet, onyx, sardonyx, safier, karbonkel en smarag. En van goud was die werk van jou kassies en groewe aan jou. Op die dag toe jy geskape is hulle berei. Hierdie klink goed, hierdie klink nog mooi, hierdie klink reg. Jy was 'n gerib. Hier weet ons, hy praat definitief van 'n aardse persoon nie, want 'n gerib is 'n engel. Kom volgende Sondag, ons gaan lekker oor engele preek. Of ek gaan preek, jy gaan luister. Gaan net iemand anders die preekie. Jy was 'n gerib met uitgespreide vlerke wat beskit. En ek het jou gestel op 'n heilige berg. 'n God was jy. Jy het gewandel tussen vurige gesteentes. Jy was volkome in jou weë van die dag af dat jy geskape is. So, geskape is, die duiwel is 'n geskape wese. En soos jy kan sien hiervoor, mooi geskape, goed geskape. Totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is. En wat was hierdie ongeregtigheid? Hoogmoed het jou hart geword. Hoogmoedig het jou hart geword oor jou skoonheid. Jy het jou wysheid verderwe weens jou glans. Ek het jou op die grond gewerp. Ek het jou oorgegee aan die aangesig van konings, dat hulle op jou neer kan sien. En Jesaja 14 lees ons dit ook. Vers 12. Hoe het jy uit die hemel geval, o môrester, seun van die dageraad? Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van nasies? En jy het in jou hart gesê, ek wil opklim, en hierdie is belangrik, ek wil opklim in die hemel
my troon verhef bo die sterre van God en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die noorde. Ek wil opklim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel aan die allerheiligste God. Hoekom wil ek hê jy moet hierdie sien? Want voor ons by Adam en Eva kom, wil ek eers hê jy moet sien wat in die hart van die duiwel aangaan het. Wat was hierdie hoogmoed? Wat was hierdie ongeregtigheid wat in sy hart gevind is? Ek wil God wees. Ek wil my gelykstel aan God. En wat is sy versoeking? En dit bring ons terug by die ware versoeking. Wat is sy versoeking aan Adam en Eva? En nou gaan ons Genesis 3 toe. Vers 4. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie, maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken. Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet, en dat hy 'n lus vir die oë was, ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry, en sy neem van sy vrug, en eet en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet. So ek vra weer, wat was die ware versoeking? Die vrug? Om soos God te wees. En ek wil vir jou sê, elke versoeking, elke sonde, wat versoeking tot sonde, wat die duiwel voor jou bring, want jy moet verstaan, daar is 'n versoeker, en jy gaan versoek word tot jy eendag doodgaan. Maak vrede daarmee. Hy gaan jou nie uitlos nie. Die versoeking is nie om dronk te word nie. Die versoeking is nie om rond te slaap nie. Die versoeking is nie om te vloek, skel, dwelms te doen, moord te pleeg nie. Wat is die versoeking? Om God te wees. En hoekom sê ek so? Want hy sê julle sal God wees en julle sal self weet wat goed en kwaad is. Hy lei hulle na 'n plek toe waar hulle God is en hulle self, sodat hulle self kan besluit wat is reg en verkeerd. En is dit nie wat ons sien in ons samelewing vandag nie? 'n Samelewing wat God is eintlik wat hulle verklaar, nie in soveel woorde nie, maar dink daaroor. Maar deur hulle aksies te sê, ek sal besluit wat reg en verkeerd is, nie God nie. Adam en Eva het geweet wat reg en verkeerd was, gebaseer op wat? God het vir hulle gesê. God het vir hulle gesê, julle mag nie van hierdie eet nie. En dit was vir hulle genoeg gewees. Hulle was afhanklik van God gewees vir hulle morele kompas. En die duiwel sê, wil jy nie beheer vat van jou eie morele kompas nie? As jy van hierdie eet, sal jy soos God wees en jy sal self kan bepaal vir jouself deur menslike kennis wat reg en verkeerd is. En die hartseer deel daarvan is hulle was minder in die beeld van God na die tyd as wat hulle voor dit was. Hy gooi iets voor hulle wat hulle reeds was, wat hulle eintlik daarvan wegvat. Want ons weet in Genesis 1 sê dat God het gesê, kom ons skape mens in ons beeld. Mens, ons is klaar geskape in sy beeld. En die vyand kom en sê, hoorie, as jy hiervan eet, sal jy soos hom, soos hy word. En wat gebeur met hulle? Hulle gaan dood. Fisies? Nee, geestelik gaan hulle dood. Daar kom 'n skeiding tussen God. En wat ek regtig vanoggend wil op fokus, want ek glo God kom terug vir 'n rein bruid. Kan ons saamstem op dit? Dis wat sy skrif sê. God kom terug vir 'n rein bruid. Wat 'n verantwoordelikheid sit dit op my en jou? Om reinheid te pursue. Om sonde te sien, en dis nie, ek gaan niemand, die Here wys ook nie, is ook nie besig om van mense se sondes uit te wys nie. Ek wil vir jou sê, is die Here roep jou om heilig te lewe, sodat jy kan ontslaa raak van dit. En ek glo daar's 'n plek waar as ons die erns verstaan van die effek van sonde, sal dit 'n baie groter saak maak in ons lewe. Sal ons baie harder werk daaraan om ontslaa te raak daarvan. Want het Adam en Eva op daai oomblik die resultaat gesien van sonde? Nee, hulle het bewus geword hulle is kaal en hulle gaan nou daarin gaan. Hulle wat bewus word hulle raak kaal. Maar hulle het nie fisies dood gegaan nie.
En dis baie keer wat so met sonde gebeur. Ons sien nie altyd die resultaat nie. Maar geestelik gaan ons dood wanneer ons besluit, ons wil God wees. Dit is eintlik 'n rebellie teen die Here. En ek dink is wanneer ons besef hoe ernstig sonde is. En moenie 'n fout maak nie. Ek is afhanklik van die Here. Ek doen niks van die Here in my eie krag nie. Ek persoon nie reinheid in my eie krag nie. Dis hoekom ek hardop die preek nou ver vooruit. Romeine 1 vers 16, sy evangelie is die krag tot redding. En ek besef dit. Maar nou dat ons gered is, as jy sit en jy het Jesus aangeneem, moet ons besef dat sonde nie meer oor ons heers nie. En of jy gered is en of jy ongered is wanneer ons ingee tot versoeking. Is dit nie die sonde wat die versoeking was nie. Hy het jou gevang in 'n wip van ek besluit wat is reg en verkeerd. Ek meen, soveel van vandag se samelewing gaan oor myself. Gaan oor ek. Soos hoe kan jy jouself verryk, jouself vorentoe vat, jouself, selfs aanbidding liedjies. Selfs aanbidding liedjies. Nie almal nie, maar ons van hulle wat so gerig is op self. En wat raak Adam en Eva van bewus toe hulle daai vrug geëet het? Van self. Sien jy die gevaar van bewus raak van self? Dis nie 'n goeie ding om bewus te wees van self. Ek sê vanoggend vir die diensman, selfs die skrif, is baie stil vanoggend hier binne, selfs die skrif wat sê, hê jou naaste lief soos jouself, dit het mense nou al reg gekry om oor self te gaan. Jy kan nie ander lief hê as jy nie eers jouself lief hê nie. Kyk na hierdie skrif, sien, jy moet eers jouself lief hê, en dan kan jy ander mense lief hê. Dan gaan dit weer oor self. Adam en Eva was nie bewus van hulle naaktheid voor die sonde nie. Hoekom nie? Want hulle was nie gefokus op self nie. Hulle het gewandel saam met hom. Ons het laas ook baie lekker daaroor gepreek en gepraat, om te wandel saam met God. Hulle was nie gefokus op self nie. Nou ek gaan hoe sê Paulus, I, not the Lord, okay, en so hierdie is nou ek, nie die Here nie. Menseregte, dink ek het ingeval in Genesis 3. Daar menseregte, dis my mensereg, het daar ingekom. Genesis 3 vers 8 tot 11. En hier is die effek van sonde. En hulle het die stem van die Here God gehoor, terwyl hy wandel in die tuin, in die aandwindjie. En die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here, tussen die bome van die tuin. Toe roep die Here na mens en sê vir hom, waar is jy? En hy antwoord, ek het geruis gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak. Daarom het ek verberg geraak. Mens raak bewus van homself. En hoekom is hierdie so belangrik om te verstaan? Want nou maak Matteus 16 vir my soveel meer sin, waar Jesus sê, lê jou lewe neer. Want as jy verstaan dat die groot versoeking en die ware versoeking, hierdie freaking bladsye van my hou my besig vandag. My multitasking word geoefen. Julle kan maar Matteus 16 toe blaai vir my. Soos die neerlê van self is meer as net jy wat suiker neerlê, reeks neerlê, wat ook al jy neerlê. Dit is 'n neerlê van self, dat ek is nie God oor my eie lewe nie. Ek bepaal nie wat reg en verkeerd is nie. Hy bepaal wat reg en verkeerd is. En hoe gaan jy weet wat reg en verkeerd is? Die Bybel. Die Bybel. Dis hoekom woordskool so belangrik is. Die Bybel. Jy gaan nie weet wat reg en verkeerd is as jy nie die Bybel ken nie. Dis belangrik om die woord van God te ken. Vers 24. Toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil wil verloor, sal dit vind. Want wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld win? Wat was die versoeking vir Adam en Eva? Julle gaan iets kry. Jy gaan in hierdie lewe gaan jy iets
wen. Jy gaan soos God word. Daar's 'n wen vir jou. En dis wat die wêreld vir jou wil verkoop aan jou. Daar's 'n wen vir jou in hierdie lewe. Jy moet hierdie goed pursue. Jy moet die Here het nie die beste vir jou in gedagte nie. Jy kan baie meer en beter na jouself omsien as die Here. En dit sit weer eens ek is beter. Ek is God. Ek is 'n beter God vir myself as wat God is. Dis sover dat baie keer 'n mens se gedagtes jou kan instuur en dis hoekom dit vir ons baie keer moeilik is om te glo God is goed. God is goed vir ander mense. Dit is bietjie makliker. Ons kan al glo God is goed vir ander mense. Maar dit is moeilik om altyd te glo hy is goed vir ons. Glo jy regtig God is goed? En jy moet hierdie vir jou ek moet vir jouself antwoord. Jy hoef nie te sê nie, maar glo jy werklik hy is goed? Of is dit kopkennis? Glo jy regtig as alles nou moet weggevat word, dat hy is goed? En dat sy goedheid word nie bepaal aan wat om ons omgaan nie, en om ons aangaan nie. Want wat baar dit 'n mens as hy die hele wêreld wen? Julle, daar's niks vir ons in hierdie wêreld om te wen nie. Niks. Behalwe mense. Dis al wat jy saam van hemel toe. Alles in hierdie lewe bly agter. En die vyand versoek ons met tydelike goedjies. Maar aan sy siel skade ly, of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? Want die Seun van Mens staan gereed om met sy engele in die heerlikheid van sy Vader te kom, en dan sal hy elkeen vergeld volgens sy dade. Dit is hoekom dit so belangrik is vir ons om ons lewe neer te lê, want ons word gebore in sonde. Jaloesie, selfsugtigheid, dit word nie iets geleer nie. Dis iets wat baie, ek het nie vir Joshua, ek hoop nie hy het dit by my geleer nie, maar soos myne, ek het dit vir hom geleer nie. Ons word, ja, elke persoon word in sonde gebore. Punt, finish, klaar. En elke persoon het Jesus nodig. As jy nie Jesus het nie, as jy nie Jesus aangeneem het nie, is jy verlore en is jy op pad hel toe. En ek gaan nou daarby kom, want daar is ook 'n belangrike been wat ek wil raak. Ek wil so oggends so vinnig raak aan hel en vir wie dit gemaak is. Dit is belangrik dat ons Jesus aanneem en ons lewe leer lê. Ons kan nie lewe uit 'n plek uit van Here, ek wil U volg, maar ek gaan hierom, ek kry U daarvoor nie. Want hierdie manier van Christendom maak vir my meer sin, dit pas my bietjie meer, en is nie noodwendig, ek sê besig om sê julle doen dit nie, wat ek sê nie, maar ek wil hê ons moet hieroor dink, en met onsself eerlik wees, want jy doen dit dalk nie in so groot maat nie. Maar ek dink, as ons regtig moet dink, is daar 'n plek waar ons, sonder dat ons dit weet, as ons regtig moet eerlik wees met onsself, waar ons onsself nog nie neergelê het nie. Ons manier van dink. En die Here is besig om met my baie hard te werk oor om werklik self neer te lê. Daar is nie iets van ek gaan hier om en ek kry hom voor. Hy sê hy wat my wil volg, moet agter hom aanloop. Dit beteken doen wat hy doen, doen wat hy sê, hom gehoorsaam te wees en jou kruis op te tel. Wat beteken dit om jou kruis op te tel? Om jou lewe nie lief te hê tot die dood nie. Jou baas is nie jou kruis nie, daai toksiese vriendekring is nie jou kruis nie. Dis nie jou kruis nie. Dis die dood. Jou kruis op te tel, nie jou lewe lief te hê tot die dood nie. Ek en Larissa het 'n heel snot in trane gisteroggend. Nou praat ons onder andere, ek weet nie of julle gesien het van hierdie 21 Egiptenare wat onthoof is deur die islamitiese hierdie ISIS beweging nie. En ek sê vir dit was konstruksiewerkers. As ek jou verder so reg lees. Dit was nie missionaries nie, dit was nie pastore nie, dit was Christene. Dit was laymen, soos die Engelsman dit sou uitgespreek het. Dit is gewone ouens wat hulle lewe nie lief gehad het tot die dood nie. En ek kan sê raak aan die gepraat dat daai, en ek het dit al 'n paar keer gedeel, maar dit bly net vir my so 'n merkwaardige storie. Is 'n storie rondom I have decided. Het al daai liedjie gehoor? I have decided to follow Jesus, né? Ek gaan sing hierdie. Hierdie is 'n amazing song. Ek worry nie. As dit nie mooi is nie, gaan luister dit by die huis. Dit is eintlik 'n mooi liedjie. Weet julle die geskiedenis agter daai liedjie? Het jy al 'n bietjie gaan kyk waarvan af dit kom? Hoor, hierdie liedjies is altyd
Dit waarvan dit kom, dis nie iets wat jy moet begeer nie. Kom ek stel dit so. Dit was 'n missionêr, nie 'n missionêr, dit was iemand wat tot bekering gekom het in India, as ek nou reg onthou. En toe kom hierdie religious radikale gelowige Hindoes en sê maar jy moet Jesus verloon, anders gaan ons jou doodmaak. Maar dis een ding om te sê, dis reg, maak my dood. Maar hulle het nie begin by hom nie. Hulle het hom gesê verloon Jesus, ons maak jou kinders dood. Daarna gaan jy nou Jesus verloon, maak hulle sy vrou dood. Gaan jy nou Jesus verloon? En ek kan sê raak in die praat daaroor en ons dink vir onsself, kom ons dink gou in ons westerse manier, nee, want ons ken nie vervolging op daai vlak nie. Ons doen nie. Ons kan maar van mekaar in die oë kyk en sê ons ken dit nie. Is hoe maklik kon hy gesê het in daai oomblik? Want hulle begin nie met hom nie. Sy keuse. Die resultaat daarvan lê op sy kinders. En eers toe sy vrou en toe hom. Hy kon in daai oomblik gesê het, ja. Nee, ons volg Jesus nie. En vanaand by die huis, hoorie, pappa het dit net gedoen om soos pappa wil net gehad julle moet seer kry nie, pappa wil nie julle moet iets oorkom nie. Maar het hy dan werklik Jesus gevolg in daai oomblik? Wat 'n prys het hy betaal in daai oomblik? En hy kies in daai oomblik om nie sy lewe lief te hê nie en 'n voorbeeld te wees vir sy kinders en vir sy vrou en om Jesus te volg. I have decided. Liedjie, gaan luister daai liedjie, dis regtig merkwaardig. There's no turning back. No turning back. Though no may follow. Al volg niemand my in hierdie paadjie nie. Ek het besluit om Jesus te volg. I have decided to follow Jesus. En wanneer ek lees en sien wat die vyand probeer doen, dat ons God is en hoe Jesus vir ons kom sê om ons lewe neer te lê, maak ons maar 100% sin. Want die lewe het raak so maklik vir ons. En wat ons dink reg en verkeerd is. En ons betaal 'n prys. Daar is 'n prys as ons nie Jesus volg nie. Maak dit vir julle sin? Dus elke keer as 'n versoeking nou voor my kom. Dis Here, ek is nie God vir my eie lewe nie. Ek sien dit in 'n hele ander lig. Versoeking, sonde is nie meer vir my dieselfde as voor ek hierdie gelees het nie. Dit is nie meer 'n ding van hy probeer my iets verkeerd laat doen nie. Hy wil skeiding bring tussen my en God soos met Adam en Eva. Dit gaan nie eers net oor iets verkeerd doen nie. Hy wil skeiding bring tussen my en God deur vir my te laat op 'n plek waar ek self besluit wat reg en verkeerd is. So hoe weerstaan 'n ou die vyand? Hoe weerstaan jy versoeking? Want ek glo versoeking is iets wat jy kan weerstaan. Jy's nie 'n victim daarvan nie. As jy Jesus aangeneem het, het jy die gees van liefde, krag en selfbeheersing. En een van die gawes of die vrugte van die gees is selfbeheersing. So ek dink dis nogal 'n belangrike deel van ons wandel saam met God. Jakobus 4 vers 7 lees as volg. Onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle af wegvlug. Maar waar begin dit? Dit is nie net weerstaan die duiwel en hy gaan van jou wegvlug nie. Nie as die duiwel kom weerstaan hom en hy sal vlug. Waar begin dit? Onderwerp jouself aan God. Ek dink nie ons kan genoeg klem daarop sit. Ek dink nie ons kan genoeg daarop fokus om ons lewe voor hom neer te lê nie. 'n lewe geonderwerp aan ons koning. Christo, 'n vriend van die Kaap kampus, ek was al op 'n hele paar uitreike saam met hom in Malawi toe. Jy het ook nog vir Christo ontmoet die laaste uitreik. En hy het 'n merkwaardige ding gesê daai een oggend. Hy sê baie mense aanvaar Jesus as hulle redder, baie min as hy aanvaar hom as hulle Here. Dink 'n bietjie daaroor. Is Jesus jou redder en jou Here? Of is hy net is redder genoeg vir ons? Want as hy ons Here is, dan het dit 'n groot implikasie op ons. Dan beteken dit ons moet hom volg in dit wat hy sê. Maak dit vir julle sin? Die ergste wat die duiwel aan jou kan doen in hierdie leeftyd
is nie om jou dood te maak nie. Dis nie. Die ergste ding wat hy in hierdie leeftyd kan doen is nie om jou seer te maak nie. Hy gebruik dit om vrees op te wek, want dit is iets wat want vir baie mense is die lewe hierna onbekend. Die ergste ding wat hy kan doen aan jou is nie jou doodmaak nie, maar al voel dit finaal, al voel dit soos die einde. Dit is nie die ergste wat hy kan doen nie. Wat is die ergste wat hy kan doen? Skeiding bring tussen jou en God. Jou op 'n plek kry waar jy besluit ek is God vir my eie lewe. Dis die ergste ding wat hy kan doen. Want so 'n persoon het nie 'n God nodig nie. So 'n persoon gaan nie Jesus soek nie. Want ek is God. Ek het genoeg kennis in myself om te besluit wat reg en verkeerd is. Hy wil ons dreig met dood en seer. Ek dink gewoon aan Adam en Eva in die tuin. Waarmee versoek hy hulle? Ja, wil jy nie vir Adam doodmaak nie? Wil jy nie vir Eva doodmaak nie? Dis nie wat hy doen nie. Hy kom nie met moord nie. Hy kom met jy kan God wees, want God het hierdie gesê, en as jy dit doen wat hy gesê het, om nie te doen wat hy gesê het nie, kan jy God wees. Hy gaan direk teen die woord van God, sodat hulle op 'n plek kan kom waar hulle God is van hulle self. En nou vandag weet ons moenie moord pleeg nie, want as jy moord pleeg, dis jy ook maar God. Want jy besluit wie lewe en wie kan doodgaan. Kan jy sien hoe jy alles kan terugtrek na 'n plek toe van trots? En trots se uitvloei is, ek besluit wat is reg en verkeerd. En ek kan hierdie nie vir jou doen nie. Ek het hierdie laaste 2 weke baie hieroor gesit en mediteer. Here, waar ek amper sê het ek sag geraak of stomp geraak. Waar gee ek te veel tou? Of nie eers te veel nie, waar gee ek tou? Punt. Sonde is nie soos wat wie nie. Dis nie iets wat jy so stelselmatig van binne doen. Dis soos bam, dis klaar. Jesus het dood gegaan daarvoor, sodat ons kan vry wees van dit. En ek wil jou uitnooi om in hierdie volgende tydperk, hoe lank het jy ook al vat? En ek dink is iets wat ons konstant moet doen, is om bidend. Ken jou Bybel en regtig hierdie saak bidend te benader. Is Here, waar is ek God van my eie lewe? Waar lewe ek op 'n manier wat ek gedink het reg is? Wat ek gedink het skriftuurlik is, maar dit stem nie ooreen met die woord nie. Ek onthou jare terug. Dit is 2018. Dis by woordskool. Ek is net gered geweest. Ek is nie naby aan enigiets aanbied daai tyd in my lewe nie. En toe sê 'n dametjie aan die tafel. Sy sê ja, maar my Jesus is nie so nie. My Jesus is nie so nie. My Jesus is so en so en so en so en so. En ek dink myself, wat sê jy? Maar die vyand kry ons op 'n manier om te dink my Jesus is so. Hier is die woorde. So God is die kwaai een, Jesus is die liefie ene en die Heilige Gees is die een wat my hoendervleis gee. Hy is my vrede. Sien jy hoe dit eintlik 'n afgod is? Daai wat sy beskryf as 'n afgod. Wat is wat die Bybel sê nie? Die Bybel sê die Vader, die Seun en die Heilige Gees is presies dieselfde. En ek kan dit vir jou wys. Jesus sê, hulle kom na Jesus en sê, wys my die Vader. En hy sê vir hulle, weet jy dan nie, dat as jy my gesien het jy die Vader gesien nie? En wat sê hy van die Heilige Gees? Dis voordelig vir julle dat ek weggaan. Hoekom? Want ek stuur hom wat is, net soos ek. As jy wil weet hoe die Vader is, as jy wil weet hoe Jesus is, as jy wil weet hoe die Heilige Gees is, lees die evangelies, goeie begin. God wat sonde geoordeel het in die Ou Testament, self die een, in die Nuwe Testament. Hoekom word ons nie so geoordeel nie? Want iemand het die prys betaal. Hoe freaking gelukkig is ek en jy, dat iemand die prys betaal het vir ons. Vir ons wat kies om self God te wees van ons lewe. En dan wil ons nog vir hom sê, hoe die een wat daar hang nog moet lyk ook. En ek wil nie kwaai wees nie, maar ek voel, ek wil ook nie lig maak van die saakie, as jy verstaan wat ek bedoel. Ons is groot mense, ek glo ons kan eerlik wees met mekaar, want dis in eerlikheid, dis wanneer ons eerlik is met onsself. Nie net mekaar, met onsself eerlik is. En ek is baie forceer die laaste ruk om eerlik te wees met myself, is wanneer jy gaan groei. Anders gaan jy in daai rad vassit,
en dan gaan daar bly. Maak dit vir julle sin? Iemand het die prys betaal. Daai oordeel wat oor mense gekom het in die Ou Testament, het oor Jesus gekom. Ek luister 'n ding van ek was nog gister of eergister. My tydlyne, hierdie week, okay? 'n onderhoud met Mel Gibson. Hy het mos Passion of the Christ geproduseer en hulle maak nou die Resurrection ook. Ek het gesien iemand het gesê dit was 3 lang dae gewees vir Jim Caviezel binne in daai graf, want dit is nogal lank tussen die 2 flieks. En hulle vra toe van my, hoekom het hy die fliek gemaak? Soos hoekom het hy die need gevoel om dit te skiet? Toe sê hy, want hy het agtergekom dat die kruisiging afgewater geraak het. Ons besef nie vandag, as jy nie moeite gaan doen nie, besef jy nie waar Jesus gegaan het op daai kruis nie. Ek onthou ek net na bekering, en ek het hier al vir gesê, maar ek gaan nou weer sê, net na bekering, toe probeer ek na Passion of the Christ kyk. Want ek weet, dit is wreed, en dan moet jy nog lees ook. As ek 'n fliek kyk, ek kyk actually nou fliek met subtitles, dis baie snaaks eintlik. Ek is nou daai ou. En ek onthou toe hulle Jesus begin slaan. Soos ek soos, okay, soos ek weet wat gebeur, ek gaan net sit en soos hulle praat in elk geval nie nou nie. En ek onthou die Heilige Gees my kom sê, maak oop jou oë, kyk, sien die effek van jou sonde. Sien wat dit my gekos het, Jesus gekos het, om vir jou te kan betaal, dat jy nie doodgaan vir jou eie sonde nie. Ek dink is 'n goeie ding, dat ons baie keer eerlik kan wees hieroor. Ek dink is 'n goeie ding, dat ons 'n harde waarheid in die gesig kan staar en sê, dit is wat dit was, en dis wat dit moes wees vir hom. Flenters geslaan. Ek dink is Jesaja wat sê, he was beaten beyond the recognition of man. Jy kon nie eens uitmaak wie dit was nie. Rib is oop, ruggraat. Daai manier van martel sou bene oop en ontbloot het, soos die vlees weggevat is. The cat of 9 tails. Het al gehoor van dit? Dis waarom hulle Jesus geslaan het. So hoe werk the cat of 9 tails? So hy het 9 sterte, dan het hy leerballetjies met yster werpsels in, wil ek amper sê, en dan het hy ook metaalballetjies op. Want wat doen dit? Die metaalballetjies bring die bloed na die oppervlak toe. It bruises you, dit kneus jou. En dan wat doen hy die rubberballetjie met die leerballetjie met die shrapnel in sy vlees en dit druk dit oop. En hy bloei. Hoekom het hy dit deurgegaan? Sodat ek en jy gered kan word. Maar hoe tel daai vir ons? Hoe tel daai offer vir ons? Want dit tel nie vir almal nie. Vir hulle geloof nie. Hy het vir almal dood gegaan, maar almal gaan nie hemel toe nie. Hoekom nie? Want Jesus het hemel toe gegaan. En hoekom ek in die hemel? Ek volg hom. Hoe volg ek hom? Ek lê my eie lewe neer. Ek is nie 'n God vir myself nie. Dankie tog, want ek is klink nou lelik, pretty useless. Ek is in baie situasies wat ek nie weet wat om te doen nie. Dankie tog, ek is nie die God oor my eie lewe en ek wil nie wees nie. Maar die ding is, dis maklik om oor sekere situasies te sê en is bietjie moeilik in ander situasies. Wie, en dis hoekom ek daaroor gepreek het al 'n hele paar keer, is wie is Jesus? Daar kan nie jy gaan nooit jou tyd mors. Daar kan nie 'n meer waardevolle pursuit in hierdie lewe wees as om hom te ken nie. Te weet wie hy is, om hom te ken nie. Die ergste ding wat die duiwel kan doen is nie om jou dood te maak nie. Want as gevolg van daai, my lewe is neergelê so, is klaar dood. Maar as gevolg van daai, vir my, soos Paulus sal sê, to live is Christ and to die is gain. Ek sien 'n ding van Billy Graham wat gesê het, soos hy het uitgesien na die hemel. Ek sien uit na die hemel. Almal van ons gaan eers, kom dit nou dalk 'n bietjie lig, kom ons lig die atmosfeer 'n bietjie. Almal se lepel gaan eers in die dak steek. Almal gaan dood. Dis nog net Henog en Elia wat nie dood is nie. Ons almal gaan eers hierdie tent afslaan. Maar ek vrees nie die dood nie. Hoekom nie? Want ek is nie God van my eie lewe nie. Jesus is. En hy het vir my dood gegaan. En hier is die harde realiteit
van die duiwel. Dis in Matteus 25 vers 41. Sy harde realiteit, nie myne nie. En ek glo ook nie joune nie. Sy harde realiteit. Vers 41 lees as volg. En om vir jou konteks te gee, dis waar Jesus sê die skape en die bokke gaan van mekaar geskei word. Skape regterkant, 'n bok aan die linkerkant. Dis waar hy gaan sê vir hulle, toe ek dors was, het jy vir my water gegee, toe ek honger was, het jy vir my te ete gegee. Basies jy het my goed hanteer. En dan vra die disippels van hom, ja, maar wanneer het ons hierdie gedoen? Wanneer het ons al hierdie goed gedoen? Toe sê wanneer jy dit aan die geringstes van hierdie gedoen het, wanneer jy dit aan jou naaste gedoen het jy dit aan my gedoen. En dan vir die bokke sê hy die volgende. Dan sal hy ook vir die een aan sy linkerhand sê, gaan weg van my, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en die engele. So wat sê hierdie teksvers vir ons? Dat hel was nooit gemaak vir my en jou nie. Nooit. Vir wie is dit gemaak? Vir die duiwel en sy volgelinge, sy gevalle engele. Nooit gemaak vir my en jou nie. As dit vir mens gemaak was, ek het as kind gedink die duiwel swaai die sleutel in die hel. Nee, hy gaan gevangene wees, hy gaan saam gestraf word vir ewigheid daar. En ons hoef nie so toe te gaan nie, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur het, sodat die wat in hom glo. In hom glo. Maar die duiwel weet ook, die duiwel ken hom baie goed. Baie goed, hy was daar by hom. Maar hy het hom nie hy is nie die duiwel se Here nie. Hy het gerebel teen die Here. Hy het gesê, ek is God. Maak het veel sin. Markus 5 vers 7 wil ek ook vir julle lees. En toe, vers 6 lees. En toe hy Jesus van ver af sien, hardloop hy en val voor hom neer. Dit is daai besetene ou tussen die grafte. En skree met 'n groot stem en sê, wat het ek met u te doen, Jesus, seun van die Allerhoogste? So hy ken hom. Ek besweer u by God om my nie te pynig nie. Wat sien ons in hierdie teksvers? Behalwe dat hy weet wie Jesus is, hy kies om ongehoorsaam te wees, en hy is in rebellie teen hom, maar wat sien ons ook hier? Moet my nie pynig nie. Hoekom vra hy dit? Hoekom vra hy, moet my nie pynig nie? Want hulle weet, hulle dae is getel. Die vyand weet, sy dae is getel. En ons sien dit hier, hy weet waar hy eendag gaan opeindig. Hy kan niks daaraan doen nie. Hy weet nie wanneer nie, maar hy het gedog dis so, hy smeek die Here om genade. Hy het gedog, dis sulke tyd. Wat was toe nog nie? Weet ons nou? Al wat hulle kan doen is, alle mense saamvat. Wat hy wil doen? Dit is die ergste ding wat hy kan doen. Is om jou op 'n plek te kry waar jy glo is God. Om ons saam te vat hel toe. Hy wil jou in sy beeld hê. En wat is sy beeld? Ek is God van my eie lewe. Maar, prys die Here vir die kruis. En ek het myself nou so 'n bietjie vooruit gehardloop, maar dit is ook okay. Romeine 1 vers 16 lees as volg. Want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Eerste vir die Jood en ook vir die Griek. Hoekom wil ek hierdie teks, ek wil afsluit met hierdie teksvers, want die evangelie van God is nie net die goeie nuus van Jesus wat gekom het, geleef het, gesterf het en weer opgestaan het en sit aan die regterhand van God nie. Dit alleen is die evangelie is nie net 'n storie nie van redding nie. Dit is krag van redding. Ek wil hê jy moet dit besef. Daar is krag in die evangelie. Daar is krag vir die een wat in dit glo. Jy word letterlik van een koninkryk gevat en gesit, van die koninkryk van duisternis, en word in 'n nuwe koninkryk gesit. Dit wat oud was, is verby, en jy is 'n
nuwe skepsel. Frank het so mooi daaroor gepraat vroeger die jaar. Dit is die woord wat hulle gebruik is soos iets wat die wêreld nog nie gesien het nie. Jy's nie 'n papiertjie wat opgevrommel is en reggemaak is nie. Ek was so ver gaan, dalk gaan ek nou iemand kwaad maak. Dan gaan ek dit sê nie. Jy's nie net gepatch nie. Kom ek sê dit so. Jy's nie net gepatch nie. Hoekom is dit belangrik dat jy verstaan dat jy nie net gepatch is nie? Want 'n ou wynsak met 'n patch skeer. Sê die skrif dit vir ons nie? Nuwe wynsak. En die evangelie het die krag om dit te doen. En dalk sit jy hier so vandag en sê ek het Jesus reeds aangeneem. Maar dan wil ek nog steeds hierdie terwyl hulle begin speel, dit 'n geleentheid kry vir ons weer. Want jou lewe neerlê vir Jesus is nie 'n eenmalige ding nie. Jy het dit nie een keer op 'n youth camp gedoen of as 'n volwasse erns gedoen in jou studentejaar nie. Jou lewe leer lê vir Jesus is 'n konstante en 'n daaglikse ding. Here, vandag kies ek om weer my lewe leer te lê. En as ons nie hierop fokus nie, tel ons dit op. Ons stel ons lewe partykeer op. En ons raak weer belangrik. Ons kom agter, en cool, jy kom agter jy's naak en nou moet jy iets self doen om vir jouself te sorg. Julle sien hoe dit alles in die skrif so mooi vir ons uitgelees. Ons begin agterkom ons is naak. En as wanneer ons begin agterkom ons is naak, want ons weet ons ergens moet ons terugtreis en sê Here, waar het ek ophou volg? Waar het ek die keuse gemaak om die stuurwiel te vat? Dis al liedjie Jesus take the wheel. Dis ons moet lewe. Jesus take the wheel. Moet nie jou kar se stuurwiel los nie. Dis nie waarvan ek praat nie, okay? Jesus take the wheel. Kom ons bid. En bid sommer agter my aan of jy nou al Jesus aangeneem het. En of jy dit nou vanoggend vir die eerste keer doen. Ek gaan jou nie omkant vang. Ek gaan jou sê wat ek gaan doen. Ons gaan 'n gebed bid waar ons opnuut ons lewe gaan voor hom neerlê. So weet nou vir die eerste keer doen en vir die hoeveelste keer doen. Dis wat ons nou gaan doen. Want dit is wanneer die vyand vlug. Het jy al gedink soos die vyand los my net uit 10-3 keer die vyand wen my? Nou dalk moet jy gaan lê. Gaan lê plat. Gaan lê plat. Bid agter my aan. Here Jesus. U is God. En U is my God. En ek kies vanoggend om my lewe neer te lê. Ek is nie God van my eie lewe nie. U is God van my lewe. En Here, al wat ek optel is my kruis om U te volg. In waarheid, in die volle waarheid, Here, om U te ken vir wie U is en in gees. Ek kies U, Jesus. Ek wil sommer net vir julle bid. Here, dankie vir U, Here. Dankie dat U nie vir ons stuur op 'n onbekende pad nie, maar U sê volg my. Hy wat my wil volg, Here, wat vir my sê dat U stap voor. Dis nie 'n pad waar ons alleen is nie, dis nie 'n pad wat onbekend is vir U, Here. Daar's nie 'n hoekie, daar's nie 'n draadjie wat ons nie kan stap waar U nie was nie, Here. Ons moet net U net volg. Ons moet U net volg en U sal altyd eerste daar wees. U sal ons altyd daar ontmoet, want U stap voor. Jesus, 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 my God, my koning, my redder. Dankie dat U die begin en die volmaker is van ons geloof. Die volëinder is van ons geloof. Here, kom werk in ons bonatuurlik met U krag, o Heilige Gees, om nader en nader en nader aan U te trek. Mag 2026 'n jaar wees op ons terugkyk en sê, hierdie jaar het ek die Here leer ken. Hierdie jaar het ek die Here leer ken. Dankie, Here, dat U ons eerste lief gehad het en ons U nou kan ken
en ook lief hê. Dankie Here vir die voorhangsel wat geskeur is, sodat ons kan intimiteit hê met U. Ons kan wees by U. U kan ervaar, U kan praat, U kan hoor. Wat 'n voorreg is dit, Here. Mag U teenwoordigheid nooit vir ons bekende plek raak, of 'n gemaklike plek raak nie. Iets is wat ons vir vanselfsprekend aanvaar nie. Maar iets wat ons najaag en wat ons bereid is voor met prys te betaal. Die prys te betaal vir U. Ons bruidegom. Heilige Gees, kom bekragtig ons en kom lei ons deur hierdie week. Here, mag ons die vyand en sy pogings sien, Here. Mag U dit vir ons uitwys. Mag ons ingestel wees op U stem en op U Gees. Net die vyand is ingestel op U, Here. En as gevolg van dit, Here, mag ons dan sien. Die planne mag dit ontbloot lê voor ons, Here, soos ons dit sien. Mag ons elke vesting neerwerp in die naam en in die Gees van Jesus Christus. Here, mag elke ketting breek, ons voet sit hierdie week, nie oor ons oulikes nie, Here, maar omdat ons dien 'n lewendige en almagtige God. Here, en ek spreek oor elke persoon hier vanoggend, Here, dat hulle vesting sal neergewerp word nou in Jesus naam. Ketting sal breek. Gedagtepatrone sal verander nou in Jesus naam. Here, ek bid, Here, vir 'n vernuwing van denke, soos wat ons hier staan. Heilige Gees, soos net U dit kan doen. Kom vernuwe ons denke uit U skrif uit, Here. Mag ons dink soos U. Omdat ons gesete is by U in hemelse plekke. Mag ons begin dink soos U. Here, mag ons 'n lewendige offer wees vir U. Soos in Romeine 12. En sodat ons denke hernuwe sal word, sodat ons sal weet wat is die goeie en perfekte wil van God. En dat ons sal weet wanneer dit nie is nie. Want ons ken U. In Jesus naam. Amen.